2 en 3 in daardie volgorde. Ek wil die sprekers verander, professor Dievenaar en professor Smit, vir die nugterheid wat hier kom. Maar terwyl ek so te luister, het ek so gewens dat my kollega, wat ek het nou pas afgetree, maar dat die mense in die fakulteit waar ek 42 jaar verbonden was, dat hulle dit kon hoor. Hier sit maar hoeveel mense is ons nou vandag. En ek weet, dit gaan daarom hier vandaan nou seker ook 'n bietjie verder, maar gewoon hierdie feite op die tafel kry. Hoe kan ons te werk gaan om weer te breek na ons kollegas wat sit aan die universiteit? Wat hierdie 2 manne eintlik nou moes aanhoor vandag. Dat ons kan nugterheid kry. Die mense, dit is so jansalig is. In ons fakulteit, was kort voor ek afgetree, moes daar gestem word oor die universiteit se taalbeleid. Wat dan in die beleid sal word vir die fakulteit. Van die 97 mense wat daar by die fakulteitsvergadering was, het slegs 8 gestem vir die behoud van Afrikaans. In die fakulteit Geesteswetenskappe aan die Universiteit van Pretoria, waarvan daar seker omtrent 60% Afrikaans sprekende dosente is. Van daai 8 mense wat gestem het teen die nuwe taalbeleid, was daar 3 uit die departement Engels. Die departement Bantu-tale kon ongelukkig vanweë omstandighede hulle self eie redings aangehaal. Hulle kon nie daartoe nodig wees nie. Maar van die sterkste steun vir die behoud van Afrikaans aan die Universiteit van Pretoria het gekom in die Bantu-tale departement. So, ek moet maar net sê, ons mense moet daar ook 'n slag wakker geskrik word, en ek het so behoefte gehad daarna om dit nou maar net te sê, nou het ons môre hier aangehoor, kan ons nie op 'n manier kry, dat die mense ook die fakulteite, of die akademiese korps aan die universiteit, gaan toestel. Dat hulle ook die dinge kan hoor, en die wakker kan word, uit hulle dogmatische sluimer. Het jy die vraag spesifiek aan iemand gestel of het jy die gedagte? Ek wil net hoor of een van hulle miskien kan doen hoe ons kan deurbreek en nie die stem van nugterheid verder kan laat uit. Voorzitter, ek dink die probleem waarmee ons sit in die Afrikaner gemeenskap is 'n vergelykbare probleem wat die Duitsers gehad het na die Tweede Wêreldoorlog. Hulle definieer hulle tot die kantlyn van die politiek, hulle is nie bereid om betrokke te raak nie, hulle moet hulle self eers weer herontdek en definieer. En ek dink as die akademie en ook ander instellings het ons 'n taak in hierdie verband. En hierby wil ek duidelik sê, nie Afrikaans ten koste van ander nie, maar Afrikaans in samehang met ander. Maar ek stem heeltemal saam dat die boodskap moet sterker gekommunikeer word, daar's 'n plek vir Afrikaans en daar's 'n plek vir Afrikaans hoër onderwys in Suid-Afrika. Maar uiteindelik moet ons dit maak werk. Dit lê in die Afrikaner gemeenskap se hande en hulle moet opstaan. Ek is net verbaas as ek kyk na die Engelse universiteite en Engelstalige universiteite, hoe personeel nie bang is om in koerante en in artikels standpunt in te neem teen die universiteitsbestuur en teen die rektor. En die Afrikaanstalige universiteite is ons toestel. Net 'n ligteling, selfs rektore kan ingelog. In my tyd was professor J.C. de Wet die bekende dekaan. Maar hy het baie min belang gestel in die dekaanskap, want hy gaan met sy navorsing.
Professor Appleton was rector. En nou dryf die LLB-studente een bepaalde vak geweldig, terwyl hulle die ander pragtig teerkom. En die ouers en die studente is op professor Tom. En hy roep vir professor de Wet in die dekaan. En hy gee soos professor Tom leer ken, vir hom lees. En hoeveel druk daarop is. Professor Jason de Wet se doodstil. Na lang stilte toe sê hy vir professor Tom, die rector, ek weet nou wat die probleem is. Ja, sê professor Tom, wat is die probleem? Hy sê die studente druk te veel. Dank daarvoor. Die volgende, professor Edelbrecht. Professor Dievenage, ek moet ongelukkig bevestig die meeste van wat hy daar gesê het. Ek het vanoggend 'n e-pos ontvang, wat sê dat M-proces moet die studente bereik, dosente moet vandag op campus wees, lesings begin maandag. Dus met 'n collega van my laat weet, klein groepie studente blokkeer die toegang en die campus is deurgesluit. Dan wil ek net graag vir professor Hofmeyer vra. Hy het gesê daar's 'n boodskap van Afrika, dekoloniseer die dekolonisasie debat. Kan jy dit 'n bietjie uitpak en vir ons praktiese raad gee hoe dat ons dit moet doen, asseblief? Wel, dis 'n baie moeilike vraag, maar dis 'n kwessie van soos professor Dievenage ook aangedui het, die dekolonisasie debat as een van die elemente binne die sogenaamde gedekoloniseerde tipe van universiteit is een van die 3 opsies vir die pad vorentoe. Ek dink my opmerking was eintlik maar seker taamlik teoreties in die opsig dat ek in aansluiting dink ek by professor Dievenage uiteindelik wil sê, maar dis nie 'n opsie nie. Aan die ander kant seker die werklikheid van die konvensionele universiteit sit ook met sy eie bepaalde uitdagings en probleme. Maar hoe dat ons dan in Afrika uiteindelik 'n weg gaan vind, dit bly 'n baie belangrike uitdaging. Die Praetoriaanse is ook waarskynlik nie die ideale nie, maar ergens 'n weg te vind, en dit is dink ek die voortgaande debat. Maar om werklik praktiese inhoud daaraan te gee, dink ek nie, is binne my vermoë nie moontlik kan die 2 illustre geselskapslede vir ons dalk 'n antwoord bied daarop. Voorstel, met die toestemming gaan ek net vinnig reageer. Ek dink die belangrike perspektief, en dit is ook 'n moeilike saak om presies vas te vat, onderskei tussen kennisstelsels en waardestelsels. Kennisstelsels op 'n manier kan koppel op verskillende waardestelsels. In ander woorde, jy kan 'n kennisstelsel nie noodwendig net op westerse waardes bou nie, maar ook op grond van ander waardes. En as ek kyk na die dekolonisasie debat, dan gaan dit oor die vestiging van 'n stel waardes waarop mense kan inkom. Maar 'n stel waardes wat nie in direkte konflik staan met die ontwikkeling van kennisstelsels wat noodsaaklik is vir ontwikkeling en voortgang. Dit sou my verstaan wees daarvan. Dis wat ons moet nooit vergeet, 'n universiteit is 'n westerse instelling, 'n westerse konsep. Kennis is universeel. Daar kan nie kennis wees wat anders is, van Afrika of van Indië of nie. As ons kyk na Afrika, en jy weet, ek was 7 jaar by die Afrika Instituut. Ek het baie van die universiteite net na onafhanklikheidsvordering besoek. En die pragtige gebou wat geskenk is met onafhanklikheid ensovoorts. En
die toegewyde mense wat daar plaasgegee het. En is met groot hartseer dat daar daarvan omtrent niks in Afrika oorgebleef. Makerere en Dar es Salaam as universiteite van groot aansien in die wêreld. Makerere verskyn nog vandag op wêreldranglyste. Maar as jy hom nou besoek, is daar niks van oor. Die rede waarom hulle op wêreldranglyste verskyn, is omdat daar uit Swede, Switserland, Amerika ensovoorts 'n aantal topnavorsers is wat veral op primate ensovoorts navorsing doen en internasionaal publiseer. Maar na daardie vorm van insette van buite is daar baie minder. En ek hoop regtig dat dit ooit hier in Suid-Afrika Baie kort opmerking, net baie vinnig wat ek raak gelees het in antwoord op professor Engelbrecht. U weet self dat die Japaneese ontwikkelingsprosesse ongelooflik gegaan het na die Tweede Wêreldoorlog en wat alles. Kortliks het ek dit net raak gelees. Die interessante is dat westerse wetenskap is in Japan beoefen en soos Philip Smith ook gesê het, maar in die Japaneese taal en kultuurkonteks. En dit is die baie interessante les, dink ek, wat ons ergens probeer leer. Nou, net kyk met die kennis of ek dit korrek onthou, dan dink ek is dit relevant. Die komitee wat aangestel is deur die regering wat onder die regte se voorsitterskap funksioneer, wat ek nou vergeet het wie die regter is. Ek dink een van die voorleggings daar, as ek reg onthou, het gesê dat 70% van studente wat finansiëel ondersteun word, maar verlaat die universiteit sonder 'n graad. Want hulle argument was, as mense sterk finansiëel moet steun, dan sal jy moet differentieer in jou steun. Of anders gaan jy nie maak nie. Ek dink is amper uit die finansiële oogpunt soos iemand wat geld belê. Jy gaan regtig nie 70% van jou geld belê wat 'n dooie verlies maak nie. Ek wil net graag weet of ek die feit reg onthou. Die tweede wat ook, as ek reg onthou, so 70% is, en dit kom uit die ASAF, the PhD project studie van 'n paar jaar gelede waarvan ek dink jy bewus is. Daar is 'n geweldige ontstellende syfer om te kyk wat is die rede van die nie-sukses van PhD-studente. Dat daar 'n geweldige swak deurset is. As ek reg onthou, het 70% van daai studente hulle promotors minder as 5 ure per maand gesien. Die gemiddelde PhD-student in Suid-Afrika wat sy promotor minder as 5 ure per maand sien, gaan dit nie maak nie. Dit is 'n feit. Dat die ander persentasie is die promotors wat wel 'n PhD het, maar hulle lewer teen hoë studente, teen hoë getalle studente af, maar hulle is oorbelaai. 'n Paar jaar gelede het die NRF met 'n projek begin. Die afkorting daarvoor is PDP, waar studente kan aansoek doen, in effek is dit 'n beurs. Maar dat hulle nagraadse studies, PhD en postdoctorale studie in die industrie kan doen. Die organisasie waarvoor ek werk, wat 'n relatiewe, ek dink ons navorsingspersoneel is waarskynlik met sekretarisses en almal ingesluit so 120 mense, waarvan ongeveer 30 PhD's is. Ons deurset van studente, ons kan nie grade gee nie. Ons stel ons fasiliteite beskikbaar in ons tegniese leiding. Ons lewer plus minus 30 MEC en PhD studente per jaar af. Baie meer as van die kleiner universiteite.
En dit is 'n feit wat ek nog nie gehoor het, dat ons die latente kapasiteit van die industrie om te help met navorsing en waar mense in vryheid van daai studente kom bedank my en sê, terwyl my universiteit afbrand, Vader sy dank, ek kan my M en PhD of postdoctorale studie aangaan. En dis miskien ietsie wat verder ontgewik word. Baie dankie. Ek kom daar nie 60-70 gesien in antwoord te kost ons ambtelike syfer wat pas uitgereik is, dat die studentenfinansieringsskema is daar 247.000 studente wat 6,4 miljard skuld. Van hulle, waar die lang tydperk van die studentenfinansieringsskema ingestel is in 1991, slaag 60% van die studente nou. Die studente skuld vir die universiteite en hulle eie leningsskemas iets oor die 5 miljard. Die universiteite het saamgestel en gesê, ons gee nie uitslaag en ken nie grade toe as jou skuld nie vereffen is. Dis toch ook 'n gesonde begrip. Die studente het nou so daarin geslaag dat universiteite maar toegegee en ons dan volgens my nooit daai geld neerteken. Ek het vanoggend met professor Johan Mouton van die pragtige instelling wat hy opgebou het wat oor alle universiteite die wetenskap ontleed. Die feit is dat daar is net te min leiers op die oomblik vandag met ervaring wat nagraadse en dokterstudente kan wees. En die kontak met hulle is net te min. En dan noem die mense, ek gaan nie syne aankom. Die Zimbabweërs om een groep te doen. Sy toewyding is ongelooflik. En dokterstudente, hulle bly in Harweke, slaap hulle in die laboratorium om hulle werk klaar te kry en hulle voltooide in halfte van die tyd wat Suid-Afrikaners dit voltooi. En dan sê ek weer die feit dat buitelandse swart mense nie aangestel kan word en dat dit tel vir transformasie. Sê ek weer, hulle sê, as die gode jou wil vernietig, maak hulle jou eers na. Kort vraag? Ek dink die kort vraag, dis die ander persoon, dis Eerste, die vraag is net, is dit 'n onvermydelike situasie wat ons nou vergaan? Wat gaan met ons leiers van die universiteite en regeringsleiers? Is dit 'n situasie wat ontstaan het, Zimbabwe het dit nie gebeur nie, maar Kruger en die hele res van Afrika het dit gebeur. Sal as daar 'n groot politieke verandering kom, sê nou maar iets gebeur in die jaar word 'n nuwe regering. Want ek het so altyd gevoel, ons is amper soos 'n Griekse tragedie. Ons het 'n situasie geskep wat moet deurloop. En wat gebeur? Is daar ooit 'n kans om konvensionele universiteite weer te vestig en staan? Of is die antwoord private universiteite? En dan sal die private universiteit geduld word deur die massas. Akademia, dit as oor. Voorsitter, ek gaan vinnig reageer. Ek dink dit is 'n vraag waar mens baie lank kan antwoord, maar om mee te begin, ek dink nie hier is 'n maklike politieke antwoord. Om Zuma môre te verwyder en 'n klomp sleutelouens uit posisies uit te haal, soos die die bestuurder van die SAIK, wie ook al, dink ek nie gaan vir ons onmiddellike antwoorde bied nie. Ons probleme is baie groter as dit. Ek dink ons antwoorde lê in langer termyn strategieë, maar waarmee ons nou al moet begin werk.
So kortom, die politieke omgewing sien ek as relatief onstabiel en selfs meer onstabiel vir die volgende 5+ jaar. Die antwoord vir universiteite lê, dink ek, op meer as een lyn, waarvan privaat instellings definitief 'n antwoord is, maar ek dink dit is ook belangrik dat mense na jou staatsomgewing moet kyk en met hulle tot ooreenkomste kom om universiteite ook vorentoe te neem. Hulle is ook deel van die antwoord, maar hier is nie 'n kort pad in die verband. Baie dankie. Die laaste vraag van professor Olivier, professor Bert Olivier. Jy weet, ek verstaan dat die sprekers vanoggend gefokus het op probleme wat mense onmiddellik in die gesig staar. En ek verstaan dat baie van die antwoorde en soekende vrae wat hulle gestel het, nodig is in die verband. Maar die een ding wat ek by hierdie simposium te dusver totaal gemis het, en ook vandag mis, is 'n verdere perspektief, wat dinge in ag neem, wat te maak het met wat professor Dievenaar gedoen het aan die begin van sy praatjie, die globale oorgangsperiode waarin ons verkeer. En ek dink die enigste persoon wat by hierdie simposium hoegenaamd gepraat het van natuurdiversiteit is professor Elof. En my vraag is die volgende. Daar is vele denkers vandag in die wêreld. Martin Negri, Manuel Castells, Bernard Stiegler, ek kan voortgaan. Die voorste omgewingssosioloog in Amerika, John Bellamy Foster, wat Paul Hawken, wat daarop wys dat die grootste probleem vandag, en dit is iets wat nie een van die bevraagteken het nie, en dit lê ten grondslag ook aan die studenteproteste, is kapitalisme. Die 1% versus die 99%, ek het Piketty se boek gelees, nie alles daarvan verstaan nie, maar een ding is seker, kapitalisme is 'n model of 'n ekonomies model wat die klein groepie verryk en die meerderheid verarm. Met ander woorde, wat eintlik vandag ter sprake is, en ek het gister gepraat oor die feit dat die dominante diskurs in die wêreld vandag neoliberale kapitalisme is. Die sterkie swaai die hond. Dit is waar die mag lê. In Paul Hawken's boek A Blessed Unrest wys hy daarop dat hy is ekoloog, dat meer as 1 biljoen mense vandag, waardeur hy in sy organisasie kontak het een ding met mekaar gemeen. Hy noem dit die grootste sosiale beweging in die geskiedenis. Almal soek 'n lewenswyse aan die ander kant, kapitalisme. Want kapitalisme vernietig sosiale ekologie. Kyk maar na Juarez, die grens tussen Amerika en Mexico, waar Meksikaanse sosiale ekologie daagliks vernietig word. En kapitalisme, soos John Bellamy Foster en sy kollegas in die wonderlike boek The Ecological Rift, Capitalism's War on the Earth uitwys. Daar is 7 van die 10 prosesse in die wêreld wat genoem word boundary processes, het al hulle tipping point oorskry. Om maar net een te noem, die tempo waarteen spesies uitsterf, wat so iets soos 10 keer meer as 'n normale een is. Ek dink ons moet ook universiteite in hierdie groter konteks plaas. Want uiteindelik is daar nie, soos Thomas Princeton in sy boek Treading Softly uitwys, is daar geen kans vir enige ekonomie as die ekologie verval nie. En kapitalisme is die groot skuldige in daardie opsig. Dankie. Voorsitter, ja, ek stem saam met die vlak van die debat wat daar aangedui is. Ek dink dit raak 'n bietjie 'n dieper vlak. Dit gaan oor die kwessie van wat is 'n ideale samelewing, wat sou 'n goeie staatkundige orde wees, wat is die mensbeskouings wat onderliggend daaraan lê, en op hierdie vlak is daar 'n klomp debatte en diskoerse soos ek probeer aandui. Ek wil net een opmerking maak, dit kom uit die politieke literatuur. As jy gaan kyk na die teorieë van byvoorbeeld mense soos Michaels, Mosca, Wilfredo Pareto en so meer, dan sê hulle vir jou enige samelewing bestaan noodwendig uit 2 klasse. Daar's noodwendig 'n leiersgroep en daar's 'n ander groep. So ek weet nie of ons ooit 'n situasie kan kry waar jy elitisme gaan uithaal uit jou samelewing. Jy mag wel met 'n argument kom dat hy nie via kapitalistiese, neoliberale norme daar gestel word nie, maar dat hy daar gaan wees, dit is so.
So ek het 'n bietjie van 'n probleem en dit lê ook onderliggend aan die transformasie kyk van 'n samelewing wat perfek gelyk is, want geen mens teenoor mekaar kan ooit gelyk wees nie. Ons is almal individue, ons is almal ongelyk, ons presteer ook ongelyk. So ek dink hier lê 'n goeie diskurs, maar ek hoor wat jy sê, ons het nie die debat met daai vlak toe geneem. Dankie.